Goeiedag, ek hoop het gaan goed met elkeen van julle. Die laaste ruk, wanneer ek wakker word in die oggend, probeer ek aan die eerste 5 gedink waarvoor ek dankbaar is. En die volgende ek wakker word, toe is ek dankbaar vir innerlike vrede. En innerlike vrede is iets wat moeilik is om te kry, en iets wat moeilik is om te vind in jouself. En hoe om jy innerlike vrede te kry, gaan ek vir julle nou verduidelik. En dit is iets wat so maklik is, eenvoudig, maar tog so moeilik. En dis vergifnis. En vergifnis, ek sê altyd vergifnis is nooit vir die ander persoon nie, dit is vir jouself. En wanneer mens iemand vergewe, ons almal het al deur storms en goed gaan in ons lewe, deur verhoudings, deur familie struikelblokke, deur allerhande goedjies waar ons moes vergewe het. En ons as mens sê altyd, daai persoon het vergifnis gevra nie, so waarvoor moet ek hom vergewe? Nou, hier is waar innerlike vrede inkom, is wanneer jy iemand vergewe, waar jy te nagekom het, en jy begin 'n wrok teenoor hulle dra, en jy vergewe nie, dit gaan dit nie oor wie die persoon is wat dit aan jou gedoen het, dit gaan nie oor wat die persoon aan jou gedoen het nie, dit gaan oor wat jy daarvan hou, en om te laat gaan van dit, en vrede te maak en te vergewe. Die woord leer ons in Markus 11 vers 25 sê die woord dat wanneer jy in gebed staan en jy iets teen iemand hou of iets teen iemand het en vergewe hom sodat die Vader jou kan vergewe. En ek het 'n rukkie gesteen dink daaroor. En daar's verskeie verse in die Bybel wat handel oor die woord vergifnis. Inteendeel dink ek die grootste wonderwerk was toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het vir ons. En die bloed wat gevloei het vir ons, sodat ons vergifnis kan kry, sodat ons vrygemaak en vrygespreek kan word. Daai bloed is nie net vir onsself om te hou nie, dis is 'n geskenk wat aan ons gegee is om te versprei, sodat ons mekaar kan vergewe en sodat ons onsself kan vergewe. En daar waar baie mense sê, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Nou, jy moet vergewe, sodat jy kan nie na die Vader toe gaan en vra vir vergifnis. Ons doen dit daagliks in die oggend en aand wanneer ons bid, selfs deur die dag. Here, vergewe my vir 1, 2, 3, 4 wat ek gedoen het. En die woord leer ons dat wanneer ons vergewe, dat ons tot nuut gemaak sal word. En hy verwyder ons sondes so ver as van die ooste, van die suide en weste van die noorde af. En dit maak sin dat jy vergewe, maar jy wil nie vergeet nie. In ander woorde, dink jouself in, jy vra vir vergifnis deur die bloed van Jesus wat vir jou gevloei is en om vergewe te word, maar hy wil